Baie hartlik welkom aan jou by hierdie geleentheid op hierdie pragtige Kersdag. Ons het terwille van Paasfees het ons reeks bietjie onderbreek, ons reeks oor Prediker, en ek wil graag vandag voortgaan met Prediker 8 en Prediker 9. En mag die volgende paar minute saam met jou in die teenwoordigheid van die Here vir elkeen van ons tot seën wees. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om so in vryheid in U teenwoordigheid te kan stil word. En Vader, U wil graag hê dat ons in hierdie lewe met vreugde sal lewe, dat ons brood met vreugde sal eet, en ons lewenstaak met vreugde sal vervul, omdat elke nuwe dag 'n geskenk, 'n gawe van U af is. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek wil baie graag so 'n bietjie hersiening doen oor ons reis deur Prediker tot dusver. Daar's 'n baie bekende sielkundige, Viktor Frankl, wat ook as 'n gevangene in 'n nazi-konsentrasiekamp beland het en dit genadiglik oorleef het. En hy het gesê dat die grootste soektog van alle mense is die soektog na die sin van die lewe. Wanneer ons Prediker lees, dan sien ons dat die skrywer Salomo van hierdie boek juis in hierdie boek worstel na die vraag, die kernvraag, wat is die sin van die lewe? En het ons ook gesien dat Prediker nie goedkoop antwoorde aanvaar op die moeilike vraagstukke van die lewe nie. Nee, hy is baie realisties as hy in hierdie boek vir ons sê, die lewe is hard. En ons ervaar dikwels dat alles kom tot niks. En dat dieselfde lot almal tref, dat almal goeie tye ervaar, maar ook slegte tye. Die een ding wat hy vir ons baie duidelik, as 'n sentrale tema deur die hele boek kom leer, dan is dit, dat daar's baie dinge wat Prediker nie vir ons kan verklaar nie. Maar een ding is dit, dat die Here God, ons Vader in die hemel, wil hê dat ek en jy met vreugde sal leef. En dat elke dag uit sy hand 'n geskenk van hom aan jou en my is, om voluit te lewe en die beste van die lewe te maak. En dit bring my by Prediker 8. In Prediker 2 het ons gesien dat Prediker maar die regte ou is wat met ons mag praat, want hy het elke roete van die lewe in die fynste besonderhede beproef, of dit goed was en of dit sleg was. En in Prediker 8 kom hy en probeer hy na die moeilike vrae van die lewe kyk, vanuit die perspektief van wysheid. En as ons wysheid moet definieer, dan sê die Spreuke-skrywer in Spreuke 1 vers 7, wysheid begin met die dien van die Here. Dit raak net makliker om die uitdagings van die lewe te hanteer, wanneer ons die Here dien. Want die een boodskap wat hy in die Ou Testament veral en reg deur die Bybel vir ons gee, is dat dit gaan nie altyd goed gaan met ons nie, maar ek sal by jou wees. Ek sal jou nooit verlaat en jou nooit in die steek laat nie. Wat 'n kern motivering is dit nie vir my en vir jou, om voluit te leef ten spyte van nie. In Prediker 8 dink hy diep na oor wysheid, en of wysheid vir ons voldoende antwoorde kan gee op die uitdagings van die lewe. En dan is dit vir my so mooi, as ons dit lees, dan sê hy, wysheid het bepaalde voordele vir ons as kinders van die Here. Wysheid maak dat jou gesig verander.
dat jy 'n vriendelike mens word. Gehoorsaam, wat my betref, sê hy, gehoorsaam die bevel van die koning op grond van die eed van getrouheid voor God. Wysheid help vir my en vir jou om in gehoorsaamheid aan die Here se wil te leef. Help vir ons om in getrouheid te handel in ons verhoudings teenoor Vader, teenoor mekaar en teenoor die samelewing. Wysheid help vir ons om nie voortvarend te wees nie en gee vir ons die nodige onderskeidingsvermoë om nie by swak sake stil te staan nie. Doeteenvoudig omdat vers 8 sê, ons weet dat wie verkeerd doen, word nie deur sy verkeerde dade gered nie. En weer sê hy vir ons in vers 5, dat iemand wat met wysheid lewe, is gehoorsaam en besef dat elke ding 'n vaste tyd het en weet wanneer hy die regte ding op die regte tyd moet aanpak. Maar alhoewel wysheid beter as dwaasheid is, gee wysheid steeds nie vir ons antwoorde, goedkoop antwoorde op die moeilike vraagstukke van die lewe nie. Want hoor wat sê hy vanaf vers 9 tot 10. Dit alles het ek gesien, ek het aandag gegee aan alles wat in hierdie wêreld gebeur, wanneer een mens mag oor 'n ander het, om hom kwaad aan te doen. Hoeveel keer sien ek en jy dit nie in die samelewing nie, dat iemand wat in 'n magsposisie is, sy mag totaal en al misbruik, om bo oor ander mense te loop. Vers 10, ek het gesien dat slegte mense word begrawe en verdwyn, terwyl die wat van die tempel afkom en reg gehandel het, ook in die stad vergeet word. Alles kom dus tot niks. Maar sê hy, van een ding is ek baie seker, al doen die sondaar ook hoeveel kwaad, en leef hy nogtans lank, ek weet, met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan. Met die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. Ook hier lei wat op die aarde gebeur tot niks. Oor regverdiges kom wat goddeloses toekom, oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Ook hierin sê hy, kom alles tot niks. En verder sê hy in vers 16, so het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle op die aarde besig hou, sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. Toe het ek al die werk van God begryp. Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspann en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie. So selfs wanneer hy na die moeilike vraagstukke van die lewe deur die perspektief van wysheid kyk, dan kom hy by die slotsom wat hy sê, ek en jy behoort nie aan God se departement van verklaring nie. En kom sê die prediker vir hom, ek en jy hoef nie die Here se advokate te wees en homself te verdedig nie. Hy kan dit doen. Maar dan sê vers 15, luister mooi, ek het vreugde aanbeveel, daar is niks beter vir die mense in hierdie wêreld nie, as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy gesoeg, tydens die lewe wat God aan hom in hierdie wêreld gee. Ek wil gaan na Prediker 9 toe, aangrypende teks, waar Prediker dan tot die volgende gevolgtrekking kom in vers 2 en 3. Ek gaan dit vir jou lees. Een en dieselfde lot tref almal. Is dit nie waar nie? Die regverdige en die goddelose.
die goeie, die reine en die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit gaan met die een wat 'n eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Is dit nie waar nie? Maar hoor nou mooi, hier's 'n maar, en dit is vir my so mooi, en dit staan vir my uit. As hierso staan, solank jy onder die lewendes is, het jy hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Wat wil Prediker met hierdie beeld sê? 'n Lewende hond is beter as 'n dooie leeu. Is dit nie so waar dat almal van ons wil graag macho wees nie? Ons wil leeu's wees. Ons wil graag in beheer van elke faset van ons lewe wees. Dink maar aan al die sportspanne se name, die rugbyspanne. Ons praat van die Bulls en die Sharks en die Lions en die Stormers. Almal sulke macho name. En ek dink Prediker wil vir ons baie duidelik kom sê dat een van die moeilikste goed wat ek en jy moet afleer in hierdie lewe en wat dit vir ons baie makliker gaan maak, is daardie macho houding van ek moet en ek wil ten alle koste in beheer wees. Nee, sê Prediker, dis nie die taal wat Jesus praat nie. As Jesus ons vat na Matteus 18 toe, dan vra sy disippels vir hom, Here Jesus, wie is die belangrikste in die koninkryk van God? En dan sê hy, as jy nie so 'n kindjie word nie, kan jy nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Hy verwys na kindertjies, na weerlose mensies. In Johannes 10 sê Jesus, ek is die goeie herder. En ek is die goeie herder vir my skape, en my skape luister na my, en hulle ken my stem. En niemand kan my skape uit my hand trek nie. Jesus se taal is presies die teenoorgestelde. Die verskil tussen 'n leeu wat in beheer wil wees, dis 'n dooie leeu. En 'n lewende hond, 'n hond is afhanklik van sy eienaar, baie afhanklik. Ek en jy begin eers lewe op daardie punt wat ons in beheer wees kom oorgee vir iemand anders wat wel in beheer is. En die Here Jesus Christus die beheer, volle beheer oor my lewe gee. Wanneer ek en jy in diepe afhanklikheid voor hom buig en sê, ek kan nie hierdie harde lewe met al sy onbeantwoorde vrae sinvol leef as U nie namens my beheer vat nie. Ja, wanneer ek en jy ophou om in beheer te wees, dan begin ons vir die eerste keer die sin van die lewe ontdek. Daar wanneer ek en jy by 'n nulpunt kom en totaal en al weerloos is voor die Here God wat wel in beheer is. En dan in vers 9, hier vanaf vers 7 tot 10, dan sluit Prediker sy gesprek met ons af, as hy die volgende sê, en dit is my so kosbaar. Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed, natuurlik met selfbeheersing. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen.
In Christus het hy lankal reeds goedgekeur wat ek en jy doen, en kyk hy na my en jou deur die bloed van sy seun Jesus. Dra altyd wit klere. Die Jode het 2 stelle klere gehad. Ekskuus tog, die daaglikse stel klere wat hulle aangetrek het, maar dan het hulle 'n baie spesifieke stel wit klere gehad vir feesgeleenthede. En geen Jood sou sonder sy wit feesklere na 'n fees toe gaan nie. As hy nie sy wit klere gehad het nie, het hy vooraf die uitnodiging bedank, omdat hy die res van die mense by die fees in die skande sou steek. Wat beteken dit vir ons? Dat die Here sê, verklaar elke nuwe dag 'n feesdag in die naam van ons Here en leef voluit. Die Jode het geweet dat die dood ook in die nag skuil, want hulle het gesê, as jy gaan slaap, weet jy nooit of jy die volgende dag opstaan nie. En so moet ons elke dag, wanneer ons opstaan, besef, dis 'n gawe, 'n geskenk, nog 'n dag, deur die Here se genade. Dan sê hy, versorg jou hare met olie. In die Bybel sien ons in Matteus 22 en 25, hoe dat daar vir ons 2 gelykenisse vertel word, waar mense hulle moet voorberei vir 'n bruilof, vir die hemelse bruilof. En dat niemand onvoorbereid by die hemelse bruilof kan opdaag nie. En so moet ons onsself elke dag opnuut voorberei, om daardie dag tot 'n feesdag in die Here se teenwoordigheid te verklaar. Versorg jou hare met olie. Ons onthou dat Maria Jesus se voete gesalf het, terwyl hy net voor sy kruisiging aan die huis van die Fariseërs was. Om jou gaste te salf was 'n baie bekende Bybelse gebruik. En dit was 'n simbool van gasvryheid en van vreugde en dankbaarheid. En hierso sê die prediker vir ons, hy sê, versorg jou hare met olie, gooi die olie op jou eie kop uit, sodat almal wat vandag met jou te doen kry, 'n aangename reuk kry, want dit was lekker ryk olie gewees. Omdat ek en jy, soos wat Paulus in Korintiërs sê, God se wierook is. Ek en jy moet vandag 'n aangename geur tussen mense versprei. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet. Verklaar dus ook elke dag jou huwelik tot 'n feesdag, want dit kan so vinnig tot 'n einde kom. Ja, verklaar elke dag in hierdie lewe wat tot niks kom en baie kort is as 'n feesdag, en doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want die doderyk waarheen jy op pad is, daar is nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Mag die Here vir my en vir jou die genade gee om ten spyte van die harde uitdagings van die lewe, ten spyte van die feit dat ons met baie vrae in ons gemoed lewe, omdat daar net nie eenvoudige antwoorde is nie. Mag hy vir ons die genade gee om elke dag tot 'n feesdag te verklaar en met vreugde te leef. Amen.